by skoene van vrede nommer 3. Hierdie week praat ons oor baie groot goed. Ons praat oor om vrede in jou hart te hê. Dit is so 'n wye onderwerp, né? Vrede, om vrede te hê, om vrede in jou hart te hê. Om vry te wees van skuld en skaamte en skuldgevoelens. En as ons daaroor begin praat, gaan ons met mekaar diep gesels vanaand. Met die skoene van vrede kan jy baie ver loop. En jy kan plekke kom waar jy nooit gedink het dit moontlik is om te kom nie. En ek dink, dis die een ding wat mense dalk die meeste na soek, na jaag. Dis die een ding wat mense die heel nodigste het, dink ek. Daarom sê ons vir mekaar, die skoene is vir my die belangrikste deel van die wapenrusting. Alhoewel al die ander dele baie belangrik is die skoene die belangrikste deel, want skoene vat jou na plekke toe. Skoene vat jou na plekke toe. En vrede is dink ek die een ding waarna hierdie wêreld die meeste op soek is na. En dan soek mense op verkeerde plekke na vrede, op verkeerde maniere na vrede. Hulle soek dalk by verkeerde mense na vrede. En ons gaan 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, soos byvoorbeeld, bespreek hierdie stelling. Wat het jy al gedoen om wanneer jy ontsteld is om die een of ander rede, weg te vlug van die ontsteltenis af om te kan vrede kry? Iets het jou ewig ontstel. Wat het jy gedoen om jou vrede terug te kry? Was dit die regte ding om te doen? Was dit die verkeerde ding om te doen? Praat 'n bietjie oor. Want hier is die 3 goed wat jy vir jouself moet vra as jy hierdie vraag beantwoord het. Wat het ek gedoen al om van my ontsteltenis af weg te kom, om te ontvlug uit waar ek is? Was die oplossing wat jy gesoek het tydelik? Was dit onbevredigend? Was dit misleidend? Of het dit vir jou vrede gebring? Want ons gaan met mekaar 'n klomp goed daaroor praat, en ons gaan vir mekaar een ding baie duidelik uitspel, en dit is dat vrede kom net as jy in 'n intieme verhouding met die God van vrede is. Gaan jy vrede hê. Op geen ander manier nie. Jy kan gaan waar jy wil, jy kan doen wat jy wil, net in die regte verhouding met die God van vrede. So, ons gaan 'n bietjie met mekaar gesels oor 2 goed hier. Want vrede bestaan uit 2 helftes. Die een is vrede met God, en die ander een is die vrede van God. Gesels 'n bietjie met mekaar hieroor, en wat dink jy is die onderskeid? Wat dink jy is die verskil? En ek gaan nie dit nou hier met my inleiding weggee nie, want ek wil hê julle moet eers 'n bietjie met mekaar daaroor praat. Dan gaan jy, as jy verder gaan met die lesings, agterkom, is jy in die kol, verstaan jy waaroor vrede gaan, of verstaan jy nie waaroor vrede gaan nie. So, dis die een ding, vrede met God en die vrede van God. Wat is die verskil? En dan is daar 'n klomp skrifte wat jy moet gaan lees, wat vir jou gaan help om by die antwoord te kom. En dan is daar 'n paar baie belangrike aanhalings. Twee Engelse aanhalings wat ek wil hê julle moet lees en oor moet bespreek. En kyk 'n bietjie, hoe kry ek regtig vrede? Dalk gaan jy vanaand nog beter verstaan as ooit, wat beteken dit om die skoene van vrede aan te hê? Want die skoene van vrede beteken nie, ek het jou al in 'n vorige een van hierdie vrede lesings gesê, is nie die afwesigheid van oorlog nie. Vrede, as jy vrede soek, as jy rus wil hê, as jy wil in jou binneste tot bedaring kom, dan moet jy in die regte verhouding staan met die God van vrede. En dan is daar 'n paar skrifte wat jy moet ken, daar's 'n paar skrifte wat jy moet bely, en ek wil jou weer aanmoedig, dat jy die skrifte wat ek vir jou gee, onderstreep. Ek wil hê in jou Bybel, merk dit met 'n highlighter. Ek wil hê, skryf dit oor in jou dagboek, in jou eie woorde. En dan hierdie week, laasweek het jy ons nou gebid vir jou kerk, vir jou gemeente, jy het gebid vir die ander kerk in die dorp. Hierdie week bid jy net dankie sê gebede. Dis wat jy hierdie week gaan. Jy gaan hierdie week vir die Here probeer dit. Ek weet, aanvanklik is dit al baie moeilik. Maar ek wil jou aanmoedig. Al gebeur wat met jou hierdie week, sê vir die Here dankie. Want jy kan kies waarop jy wil fokus met jou gebede. En hier is die geheim wat jy vanaand in hierdie lesing gaan kry. Ek dink dit gaan 'n klomp mense se vrae beantwoord. Dit gaan 'n klomp mense help met issues in jou lewe, met omstandighede in jou lewe. En dit gaan dalk 'n klomp mense help om reg te bid.
om die regte soort gebede te bid. As jy vrede wil hê, moet jy die regte soort gebed bid. Ek meen as jy net jou probleme bid en ongelukke as jy klaar gebid het jy regtig vrede daaroor? So, wat moet ek dan bid as ek wil vrede hê? Wat moet ek bid as ek wil hê my omstandighede moet verander? Ek kan nie die omstandighede bid nie. Dit bring nie vrede nie, want dis wat my onrustig maak, dis wat my bang maak, dis wat my bekommerd maak. So, praat met mekaar oor 'n paar dinge waarvoor jy vir die Here wil dankie sê en kan dankie sê. Nou, met mekaar bespreek, waarvoor kan ek vir die Here regtig dankie sê? En dan hierdie week gaan jy daarop fokus om elke dag net dankie sê gebede te bid. As jy die middernag ding doen, bid dankie sê gebede en kyk wat bring dit in jou hart. Kyk wat is die uitwerking daarvan in jou en kyk wat is die uitwerking daarvan in jou omstandighede. Dan begin jy verstaan wat dit beteken om die skoene van vrede aan te hê.